Jy luister na Klankkoerant, dis so 12 minute voor 8 en saam met my in die ateljee Erns Roots. Erns wat voormalig betrokke was by die Solidariteitsbeweging so weke wat gelede sy bedanking ingedien, maar jy was ook in die buiteland gewees, maar ek wil eers vir jou sê môre en baie dankie dat jy is. Ek weet verkeers knope het jou terughou, maar ek is bly jy is hier. Baie Welkom. Dankie. Ja, ek is bly ek is hier. Dankie, is lekker om met julle te gesels. Lekker om 'n glimlag op jou gesig te sien. Is asof daar so 'n las, 'n groot gewig van jou skouers af is, want uiteindelik is jy op 'n punt waar jy kan sê, hier is die onderhoud wat ek met Takke Carlson gehad het en my planne vir die toekoms, kan ek so 'n bietjie sê, gaan so en so en so lyk. Maar kom ons begin met Takke Carlson, nie jou eerste onderhoud met hom nie. Ja, wel die onderhoud dink ek het baie goed gegaan. Dit was 'n baie lekker gesprek. Wat ek kan sê oor Takker, ek het nou al tyd met hom spandeer in die verlede en wat my belewenis hierdie keer was net weer eens 'n bevestiging van wat ek al reeds waargeneem het vroeër. En dit is dat hy besonder goed ingelig is, dat hy 'n ongelooflike algemene kennis het en ek dink dit is sy sterkpunt. Hy skep so 'n bietjie die indruk van net 'n ou wat sommer net lekker kuier en wat lekker net wil visvang en 'n bier wil drink en hy's baie sosiale mens, maar hy's regtig goed ingelig. Op 'n stadium in die onderhoud het hy vir my gesê, laat ek vir jou sê wat ek dink ek weet oor Suid-Afrika. En hy begin ons geskiedenis vertel en is feitelik korrek en op so 'n vlak dat ek dink baie mense in Suid-Afrika sal dit nie kan vertel soos wat hy dit vertel nie. Maar ja, dit was 'n goeie belewenis. Die tipe gesprekke wat jy ook gehad het, die onderwerpe, die temas wat jy aangeraak het, is nie maklike temas gewees om oor te gesels. Jy het gepraat oor die geskiedenis van Suid-Afrika, waar alles min of meer begin het, die kompleksiteit van die huidige situasie in Suid-Afrika. Moeilike tyd, iets moeiliks om oor te gesels. Ja, en ek dink die moeilikste van die gesprek is waarskynlik die belangrikste en dit is nie in die eerste plek die geskiedenis nie, dit ook, maar eintlik die toekoms. Bedoelende waarheen is ons op pad. En ek sê ons in aanhalingstekens in Suid-Afrika wil graag glo dat die droom van 1994 wonderlik was en daar was 'n wonderwerk en ons baie mense dink terug aan die wêreldbeker van 1995 af en die Madiba oomblikke en daar's hierdie hoop wat eintlik 'n valse hoop geword het dat Suid-Afrika gaan werk soos wat ons dit ken, terwyl die werklikheid al hoe meer duidelik vir ons wys dat daar moet een of ander vorm van ingryping plaasvind. En ek dink is ook 'n moeilike boodskap om oor te dra aan 'n buitelandse gehoor, veral omdat die buiteland verlang hierdie beeld gehad het van die ANC wat Suid-Afrika kom bevry het en dit was hierdie bose plek en toe is dit nou bevry en nou is dit 'n goeie plek. En ek dink om iemand soos Takke Carlson te hê wat help om hierdie boodskap uit te dra dat dit gaan nie so goed in Suid-Afrika soos wat die wêreld graag wil glo nie, soos wat baie buitelandse rolspelers ons graag wil oortuig nie, en dat dit nou veral nodig is vir ons om te herbedink waarheen Suid-Afrika op pad is en om die tema van selfregering en desentralisering weer op die tafel te plaas. Is dit die oplossing volgens jou? Is dit wat jy sien waar die uitkoms is selfbeskikking, selfregering of 'n ander regering? Ja, dit is interessant. Ek kyk nou na in YouTube taal praat hulle mos van 'n short. Dis nou 'n kort videoetjie wat so 'n minuut lank is. Nou wat Takker gewoonlik doen is hy publiseer sy onderhoude en dan maak hy nou 'n klomp shorts of sy span doen dit. En die eerste short wat hulle gemaak het uit hierdie onderhoud uit is een waar Takker sê hy kan nie verstaan hoekom daar die idee van selfbeskikking so positiewe of opwindende idees wanneer jy oor sekere groepe praat, maar wanneer jy oor ander groepe praat, dan is dit kwansies iets wat hulle nie moet hê nie. Eintlik om die punt te maak dat die Afrikaners ook 'n reg op selfbeskikking het. En dit is nogal 'n tema wat uitgekom het in die onderhoud. Nou goed, om te sê selfbeskikking is baie maklik, om dit prakties te maak is nie so eenvoudig nie, maar die oplossing is definitief nie verder in die rigting van sentralisering, meer mag vir die staat nie. Die oplossing is definitief meer in die rigting van, jy kan aan die een kant sê desentralisering of jy kan sê selfregering, dat mense net eenvoudig en groepe en gemeenskappe of volke wil ek self sê, net eenvoudig 'n groter seggenskap oor hulle eie sake moet kry en hulle eie wette maak wat op hulle self van toepassing is en self besluit wat met hulle belastinggeld gebeur en die soort goed. Nou op hierdie stadium klink dit ver gesog, maar dit is definitief die soort rigting waarin ons moet werk. Jy het ook gesels oor die misdaad situasie in Suid-Afrika. Hoe daai gesprek afgeloop? Ja, ons het oor die misdaadkrisis en die werkloosheidskrisis gepraat en ook die feit dat ons vir belastingstelsel so verwronge stelsel is. Die syfer wat ek daar gebruik het is dat
in Suid-Afrika word omtrent 85% van inkomstebelasting betaal deur 1 uit 30 mense. So dis 'n verskriklike skeefgetrekte stelsel en waarom ek noem van belasting is nadat ons so baie belasting betaal het, moet ons die geld wat oor is gebruik om na ons eie veiligheid om te sien terwyl ons belastinggeld daarvoor moes gaan in die eerste plek. En ons het nou hierdie natuurlik Suid-Afrika word gereeld beskryf as die moord en verkrachting hoofstad van die wêreld. Geweldige hoë vlakke van misdaad in Suid-Afrika soos vir die luisteraars natuurlik weet. Maar die vraag is nou natuurlik wat doen 'n mens daaraan en 'n belangrike deel van die oplossing is ons moet goed georganiseerd wees. Want dit help nie ons wag vir die regering om ons veilig te hou nie want hulle gaan dit nie doen nie. Al betaal ons hulle om dit te doen. Ons moet onsself veilig hou wat weer eens 'n bevestiging is dat die stelsel nie volhoubaar is nie. Jy het met Tucker Carlson gesels oor verskeie onderwerpe. Ons noem maar enkeles van dit. Wat is jou hoop die uitkoms van hierdie gesprek? Ek hoop dat die gesprek 'n bydrae sal lewer om die narratief of die meesterverhaal oor Suid-Afrika en veral oor die Afrikaners weer op die tafel te sit, dit bietjie te herbedink en dit in 'n bepaalde rigting te stuur of 'n inspuiting te gee. Ek weet dat daar mense wat baie hoog op in die Amerikaanse regering is wat die onderhoud kyk. Ek het gekyk het. Ek het na die onderhoud vir Tucker gesê hy moet die onderhoud vir Elon Musk stuur, want ek weet hulle is goeie vriende. Hy het toe gelag toe sê hy hoef dit nie vir hom te stuur nie want hy kan klaar vir my waarborg, hy gaan dit kyk. So ek hoop dat ons hierdie meestersverhaal oor Suid-Afrika wat hierdie wonderlike plek is en dat as jy kritiek uitspreek oor die situasie in Suid-Afrika, dan is daar iets fout met jou. Om daai bietjie te breek en dan daarmee saam om die idee dat daar 'n soort, om dit nou maar baie blaatant te sê, 'n soort bedelingsverandering nodig is. Met ander woorde 'n verandering wat nie bloot sê ons kort 'n ander president of 'n ander party wat regeer nie, maar die politieke stelsel in Suid-Afrika moet herbedink word. Ek wil hoop regtig dat ons hierdie punt kan bevorder. En ek was baie bly om te sien dat dit was vir my net nodig om dit halfpad in die onderhoud te sê en Tucker het 100% saamgestem. So dit was wat my betref baie groot vordering. Gesels met Ernst Roos, jy het ook gesê in een van hierdie video's dat jy die ontvangs van die gesprek was baie goed geweest, maar jy verwag ook kritiek. Hoe hanteer jy daai kritiek? Ja, wel sover was die reaksie oorweldigend positief. Daar was bietjie kritiek nou al wat ingekom het, maar kritiek moet jy altyd evalueer op grond van wie is die persoon wat die kritiek uitspreek. So ek sien uit sekere geleedere is daar nou al klaar beweringe van hoogverraad wat gepleeg is deur my nou en dat ek gearresteer moet word en in die tronk gegooi moet word. Ek is nie te erg bekommer daaroor nie. Ek dink dit is maar ekstremistiese retoriek. Natuurlik moet mense dit ernstig opneem, maar ons kan nie laat daai soort retoriek ons van stryk laat bring nie. So ek dink ek is baie positief beïndruk met die soort kommentaar wat ek gekry het, veral van mense wat ek sou eintlik gewonder het, sal hulle gemaklik wees met die onderhoud, sal hulle saamstem, sal hulle dalk sê nee, hierdie was nou bietjie te hard geweest. En omtrent almal aan wie ek nou kan dink wat ek in daai kategorie sal sit, het vir my boodskappe gestuur na die onderhoud en gesê baie goed en baie geluk en dankie, ek stem saam en ek deel dit. So ek dink die onderhoud het eintlik sover, hy is nou gister gepubliseer, ek sien hy is al 'n paar miljoen keer gekyk op X en op YouTube, seker al amper 1 miljoen of 'n paar 100,000 keer. Ek dink sover is die impak van die onderhoud beter as wat ek verwag het. Net laastens, waar is hierdie onderhoud beskikbaar? Het gesê op YouTube, ander kanale X ook en ook op jou persoonlike blad, maar nou staan jy ook voor 'n kruispunt. Jy moet ook weer 'n volgende tree gee wat jou loopbaan aanbetref, wat jou toekoms aanbetref. Jy kan nie nou al te veel daaroor sê nie en ek respekteer dit, maar wanneer gaan ons weet? So eerstens die onderhoud is op al Tucker Carlson se platforms beskikbaar, YouTube, Facebook, X. En ek het dit ook gedeel op al my platforms. As iemand my volg op een van hierdie kanale, dan sal hulle die onderhoud daar kry. Ek sal ook in die toekoms bietjie meer oor die onderhoud praat en kommunikeer en reageer op die terugvoer. Wat my planne betref, ek is regtig opgewonde. Ek was lanklaas so opgewonde oor dinge wat vir my voorlê. My kinders spot my so, ek het nou soos jy nou gesê, ek het nou onlangs bedank by die Solidariteit beweging. Hulle spot my, hulle sê vandat pappa werkloos is, werk pappa harder as nog ooit. Ek geniet regtig wat ek doen op die oomblik en ek gaan hopelik, ek dink môre my aankondiging maak, maar as ek so kort voorsmaakie kan gee, die breë gedagte is om 'n ding op te rig, 'n platform op te rig wat oor hierdie temas waaroor ons nou gepraat het baie meer aktief werk, spesifiek oor wat is die slegste soort scenario's wat in Suid-Afrika kan gebeur
en hoe kan ons daarvoor voorbereid wees? Maar nog belangriker, hoe sou 'n beter politieke bedeling lyk vir Suid-Afrika? 'n meer gedesentraliseerde bedeling. Mense praat graag van selfbeskikking en vryheid en selfregering, maar dit kan maklik 'n gonswoord sonder inhoud wees. So wat ek mee wil werk en waarmee ek gaan werk in die toekoms, waaroor ek meer gaan bekend maak in die volgende dag of 2 is regtig praktiese planne om hierdie goed haalbaar en werkbaar te maak. Aan die een kant om dit te bedink, maar aan die ander kant om dit ook te bevorder. So om ook aktief hieroor te praat, steun te werf vir die idee en dit maak my baie opgewonde. Ek voel regtig asof ons nou in 'n volgende hoofstuk in beweeg wat Suid-Afrika en Afrikaners se geskiedenis betref en ek's baie bly dat ons deel daarvan kan wees en dat die luisteraars wat dit ondersteun dat hulle ook die geleentheid sal hê om te kan deelneem hieraan. Ek wens ek het meer tyd gehad want ek wil ook met jou gesels oor leierskap, maar ons moet dit op 'n volgende keer doen en ek hoop ek sal dan weer die geleentheid kry. Maar Erns, baie dankie vir jou tyd en voorspoed. Baie dankie, ek waardeer dit. En dis ook die einde van Klankkoerant vandag. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ons het heelwat boodskappe gekry. Ons kan ongelukkig nie by almal uitkom nie, maar ons is môreoggend weer tussen 6 en 8 in jou geselskap. Van my Susan Botha, Jaco Versveld en ook Tertius Pretorius. Geniet jou dag.